geliefdes. Baie welkom by die huis van die Here vanoggend. Al is dit nou onder slegte omstandighede, hartseer omstandighede, weet dat jy nog steeds welkom hier is. Geliefdes, kom ons bid saam. Here God, baie dankie dat ons hier vir mekaar kan kom, Here. Here, waar ons kan dink aan oom Ian en die lewe wat hy geleef het, Here, die impak wat hy gemaak het, Here. Here, vandag is nie net om afskeid te neem, Here, maar dit is ook om 'n lewe te vier. Here, en ook ons dank op te dra aan U vir daai lewe. Here, ek vra dat U ons vandag sal lei in die diens, met ons sal praat, Here, en dat ons kan hoor wat U vir ons vandag wil sê. Here, kom wees U ons trooster vandag, en druk die familie styf teen die bors, in die groot en heilige naam. Amen. Geliefdes, ek het 'n bietjie met die familie gepraat en daar sekere goedjies wat gewoonlik in 'n diens gebeur, begrafnisdiens gebeur, en een van hulle is die formulier wat ons lees. En die familie het vir myself baie graag 'n kers aansteek vir oom Ian. En daarom gaan ek nou hierdie kers aansteek as 'n herinnering van sy lig wat in hierdie wêreld was. Sy lig wat in hierdie wêreld gebrand het. En ook die manier hoe hy die Here se lig in hierdie wêreld uitgedraai het. Ek dink ons almal wat hier is vandag kan getuig van hoe oom Ian gedien het en altyd bereid was om te help. Tot op die laaste toe was hy nog bereid om te help. En daai lig kan nie sommer net uitgedoop word nie. Daai lig kan nie uitgedoop word deur die dood nie. En daarom wil ek graag nou vir ons die formulier lees. Oom Ian is deur die dood van ons af weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowiges uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en dit bring pyn. Tog gee die Here self sy troos en sy bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan met ons, hy gee vir ons sy liefde en hy staan ons by met sy liefde. En hy beloof om die pad verder ook saam met ons te staan. Die dood roep ons almal om weer die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom sal lewe, maar ook vir hom sal sterwe. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Mag ons werklik, wanneer ons dink aan die impak wat oom Ian in elkeen van ons lewens gehad het, ook dink dan aan die Here. Mag sy impak in ons lewe ons herinner aan die Here se liefde vir elkeen van ons. En hoe ons ook 'n werktuig kan wees in hierdie wêreld. Hoe ons 'n toerusting kan wees in die Here se hande. En mekaar kan dien. Mag hom Ian ons inspireer om dit te doen. Geliefdes, ons gaan nou staan en dan gaan ons lied 163 sing, soos 'n wildspok. En dan gaan ons weer sing. Soos 'n wildspok wat smag, na Vader smag my siel na U, o Heer.
Ian se glimlag. En ek sien die Mira geleef het. En daar was selfs een foto waar hy met 'n slang sit. Ek het nie geweet hoe Ian was langer van. Maar liewe gemeente, ons het nou net gelees in die formulier van hoe gelowiges nie tree soos mense wat nie hoop het nie. En daarom het ek ook vir ons daai teks vir vandag gekies. Dis 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 14. Kort stukkie. Maar ek wil graag vir ons lees. Die opstanding uit die dood. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mens wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterf het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dis 'n bietjie twee verskillende vertalings, die 83 en dan die 53 vertaling. En die 53 vertaling sê dit my eintlik so mooi ook. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. So, geliefdes, daar's hoop. Vriende, familie. Ons is vandag hier by mekaar rondom die lewe van iemand wat baie belangrik was vir ons. Oom Ian, 'n vriend, 'n pa, geliefde. Die dood bring pyn en dit bring skeiding. Daar is trane en dit is hartseer en daar's stilte. En dis reg so. Ons mag hartseer wees. Dit is menslik om te treur. Ons kom ook om te hoor wat God vandag vir ons wil sê oor die dood, oor hoop en oor 'n toekoms. Die Bybel erken volledig daai hartseer. Die apostel Paulus skryf in 1 Tessalonisense 4 presies dit. Daar is hoop. Hierdie kort teks gee ons 3 belangrike waarhede wat ons nie vandag kan miskyk nie. En eintlik waaraan ons vandag moet vashou. Dit is om te treur is reg. Ons mag. Ons het 'n hoop wat sekerheid vir ons gee. Wat meer seker is as die dood. En die opstanding van Jesus is die sekerheid van ons eie opstanding ook. Nou, dit is reg om te treur, sê Paulus. Moenie treur soos mense wat nie hoop het nie. Hoor jy, hy sê nie moenie treur nie. Moenie treur soos mense wat geen hoop het nie. Hy erken dat hartseer daar is. Jesus self het gehuil by die graf van sy vriend Lazarus, terwyl hy geweet het, hy gaan hom opwek. Trane is nie 'n teken van ongeloof of swakheid nie. Dit is 'n teken van groot liefde in hierdie omstandighede. Wanneer ons iemand verloor, is dit reg om hartseer te wees, om te verlang, om die pyn te voel. Ons treur omdat daar liefde was. Liefde is. Die teenwoordigheid van trane wys dat daar betekenis was. Dat daar 'n gehegtheid was. Ons moet mekaar dus ruimte gee om te treur. Nie net vandag nie, maar in die weke en die maande wat nou nog kom. Treur is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dit is 'n proses. Maar as gelowiges is ons hartseer gegrond in gebed. Dit is deel van 'n groter werklikheid. Deel van hoop. Ons het 'n hoop
wat meer seker is as die dood. En die kern van Paulus se boodskap aan die gemeente van Thessalonika is dat die dood nie die einde is nie. Ons treur, ja, maar ons doen dit met hoop. Hoop is nie net maar 'n wensdenkery nie, dis nie net beeldspraak nie. Die hoop wat ons in die Bybel kry, wat ons kan hoor in die Bybel, is die sekere verwagting dat God sal doen wat hy beloof het om te doen. En wat is daardie belofte? Dat die dood nie finaal is nie. Dat er lewe na die dood is en dat ons weer saam met Christus sal opstaan as ons glo. Vir die eerste Christene was hierdie hoop 'n bron van moed. Hulle het vervolging ervaar, selfs martelaarskap. Maar hulle het geweet, selfs as my liggaam sterf en breek, leef ek voort in Christus. En nog meer, daar kom 'n dag van opstanding. Wanneer Christus weer gaan kom, en die wat in hom gesterf het, weer saam met hom sal opstaan. Hierdie is nie net 'n hoop vir eendag in die toekoms nie. Dis 'n hoop wat ons nou al kan ervaar. Dit bring vir ons vrede te midde van pyn, vertroosting in die nagte wat ons wakker lê. En gee vir ons krag om te kan aangaan. Ons weet nie alles oor lewe en dood nie, maar ons weet genoeg om te weet dat die dood nie die laaste woord het nie, en dat Christus ons verlos het daarvan. Ons is verlos van die dood. Jesus is die opstanding en dit is ons sekerheid. En Paulus skryf, ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het. Dit is die grondslag ook in die deel van die evangelie. Jesus het nie net gesterf nie, hy het opgestaan. En omdat hy opgestaan het, weet ons dat ons ook saam met hom kan opstaan. Ons weet, ons behoort aan hom. Die opstanding van Jesus is nie net 'n historiese feit of 'n verhaal nie, dit is profeties. Dit is God se bewys dat hy vir ons die sterkte gee, dat hy daai sterkte is, selfs in die dood. Want Jan was nie net 'n naam nie net 'n liggaam nie, maar 'n siel ook. 'n Mens gemaak na die beeld van God. En as hy aan Christus behoort het, dan rus hy nou ook veilig in God se teenwoordigheid. En daar kom 'n dag wat Paulus die dag noem, die laaste dag noem, wanneer Christus gaan kom. Maar wanneer ons wat in Christus is, met 'n nuwe liggaam gaan opstaan. Geen siekte, geen pyn, geen dood, geen gebrokenheid. Net lewe, ware, ewige lewe saam met God. Ons is vandag hier en ons harte is swaar oor hierdie groot persoon in ons gemeenskap wat ons verloor het. Ons mis 'n geliefde, ons mis gewoon iemand, 'n vriend, 'n pa, 'n eggenoot. Die stoel is dalk leeg, die stem is dalk nou stil. Maar ons geloof sê vir ons, dit is nie die einde van die verhaal nie. Jesus het gesterf en opgestaan, en hy bring die saam met hom, wat in hom gesterf het ook. Ons treur maar met hoop, ons huil, maar nie sonder verwagting nie. Ons sê vaarwel, maar nie vir altyd nie. Mag hierdie woorde vir ons vandag 'n troos wees. Mag elkeen van julle die vryheid hê om te treur soos wat julle voel julle moet.
mag ons die vrede hê, om vas te hou aan hierdie hoop, wat vir ons beloof is in die skrif. En die sekerheid hê, dat God sy beloftes hou. Die sekerheid, dat as ons in Christus is, ons mekaar weer gaan sien. Dat ons weer vir hom aan gaan sien. Geliefdes, kom ons bid saam. Here God, ons het vandag gehoor hoe U vir ons 'n belofte gee, Here. Here, dit is nie net iets wat mense sê nie, dit is nie net iets wat in geskiedenis gebeur het nie, Here. Dis 'n belofte wat vandag nog staan vir elke gelowige persoon. Here, en dankie dat ons in hierdie tyd van seer, waar ons dalk nou vaarwel sê, dit mag hoor, Here, dat ons weer mekaar gaan sien. Here, dat die dood nie die einde is nie. En Here, met dit ook in gedagte kan dankie sê vir oom Ian. Dankie kan sê vir die hoop wat ons in U het, dat ons mekaar weer gaan sien. Here, druk elke geliefde aan die bors vas. Daar waar die seer is, Here, daar waar daar ook nog vrae is, Here, daar waar daar twyfel is. En verseker elke een, dat al het ons die antwoorde, Here, U bly getrou, en U is getrou aan die beloftes. In die groot en heilige naam vra ons dit. Amen. Geliefdes, ek het met die familie 'n bietjie gepraat en gewoonlik in 'n diens sê ons ook die geloofsbelijdenis op. En so begrafnisdiens. En die vraag is hoekom? Hoekom die geloofsbelijdenis opsê by 'n begrafnis? Liewe gemeente, dis om te antwoord op dit wat ons nou net gelees het, op daai hoop wat God vir ons bring. Dat ons dit glo. Daai sekerheid van die kern van die evangelie wat ons in ons harte kan hou. En daarom, geliefdes, gaan ek nou vra dat ons staan, dat ons die geloofsbelijdenis saam opsê. En soos wat ons dit sê, hou vas aan die belofte wat God vir elkeen van ons gee. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Dankie, geliefdes. Ek gee nou kans vir oom Arno om vir ons die bedankings en die handewerk te doen. Goeiemôre almal. Hallo, het maar verskoon. As ek maar 'n bietjie hak en sak gaan. Maar ons is almal baie lief vir u. En dit is vir ons swaar. Afskeid te neem van 'n geliefde. Maar dit is vir my 'n eer en 'n voorreg om vanmôre die hele plek te doen vir ons vriend.
hier aan jou werk. En ons is vandag byeen, nie net om afskeid te neem van iemand wat ons baie lief gehad het nie. Maar ons is ook hier om 'n laaste eer te betoon aan sy lewe, aan hom. Hy was 'n dierbare vriend, broer, vader, oom, eggenoot en oupa. Het ons almal baie diep geraak. Maar ek dink bo alles is ons ook by mekaar vandag om ons hemelse Vader dankie te sê vir die lewe van U aan die werk in die 67 jaar wat hy ons geleen is. En ek wil graag hê dat ons net ons oë toemaak, net vir ons Here dankie sê. Ons dierbare hemelse Vader, ons almagtige en liefdevolle God, Here, U wat hemel en aarde gemaak het, U wat Ian in sy moederskoot geleef het, U wat elke haar op sy kop gestel het, en hom by naam geken het. U het dit goed gedink om vir ons, vir hom te leen, om vir ons te leen vir 67 jaar. Here, en ons dankie daarvoor dat ons die geleentheid, die eer gehad het om hom te ken en om sy vriende, sy familie te wees. Here, ons dankie vir dit wat U vir hom gedoen het in hierdie tyd. Ons weet dat U plan altyd perfek is. En ons verstaan dit nie altyd, Here. Maar ons weet dat hy nou by U is. En dat U in beheer is. Dankie, Here, dat ons by mekaar kan wees. Dankie dat U vir hom, vir ons gegee het. En Here, mag sy gedagtenis ook in ons harte bly. 'n glimlag op ons bring. Ons is lief vir U, my Here, en ons loof U en ons prys U in alles. In Jesus se kosbare naam. Amen. Ek kan julle lank besig hou met Ian en sy lewe, maar ek gaan dit nie doen nie. Ons kan heeldag hier sit. Maar ek wil julle net kortliks vertel wie wat hy was. Ek het vir Ian leer ken, meer as die helfte van my lewe gelede. Ek ken hom meer as die helfte van my lewe. En ek het hom leer ken nadat hy beweer en elektries gekoop het op 'n Keerberg. En hy toe my buurman geword het. Ons het so oor die muur heen en weer gesels. En so het ons 'n vriendskap opgebou wat tot nou toe gehou het. En in daai tyd het ek al gesien hy's 'n besondere mens. Sy kinders het voor my groot geword. Ek het daai voorreg gehad. Ian is 'n mens wat ek geken het, wat 'n mens was. En ons het die geleentheid gehad om baie dinge saam te doen en baie dinge saam te deel.
baie lief en leed gedeel in ons lewens. Maar daar was meer vreugde as wat daar leed was. Die leed het ons saam deur, saam met ons Here. En ek het gelukkig reeds 'n paar keer die geleentheid gehad om dit met hom te bespreek en ons het lang tyd gesit, gepraat oor die Here. Ek weet waar hy vandag is, dit gee vir ons hoop. Ons het 'n lang pad gestap. Dit was 'n mooi en goeie pad. En ons was baie geseënd. En hy was 'n vriend te hê. Ek het al vir my kinders gesê en ek het vir baie mense gesê en ek sê dit vandag nog. As jy in hierdie lewe net een ware vriend maak, dan is jy baie geseënd. Dit was Ian. Ek glo nie net vir my nie, maar ek glo vir ander ook. Hy was 'n ware vriend. Geen pretensies nie. Ian was Ian. Ian was altyd opreg. Hy was eerlik. Hy was toegeeflik. Ian was 'n nederige mens wat omgegee het vir ander. Nooit gekla nie. Altyd tyd gehad vir ander en ander se probleme. Sy eie het hy altyd een kant toe geskuif. Selfs sy kliënte het sy vriende geword. Hy was ook nie iemand wat net gedoen het nie. Ian was iemand wat reggemaak het en verbeter het. Hy het 'n plan gemaak en as nie 'n plan gehad het jy dit gemaak. Hy het altyd glimlag. Ons het dit gesien ook. Hy het altyd 'n glimlag op sy gesig gehad. Ek kan nie een oomblik onthou wat ek vir Ian nie gesien het, behalwe in sy tyd van leed, dat hy nie glimlag het nie. Dit was Ian. En soos ek ook gesê het, wat hy vir iemand anders kon doen, het hy gedoen, sonder aarzeling, sonder vraag, gedoen. Hy was ook 'n suksesvolle besigheidsman, en baie geliefd onder sy kliënte. Hy was ook iemand wat nooit moed opgegee het nie. Altyd voortgegaan, ongeag. Niks was te veel moeite vir Ian nie. Hy was altyd aan die gang met enig ander projek. Ek het slag wat met hom gespot en gesê, veral waar dit kom by kamp. Ek gesê, hy het meer kamptoerusting en goed as wat daar plekke is om te kamp. Hy was gedurig besig om aan een of ander ding te werk. Nooit stil gesit nie. En as iemand hom nodig gehad het, het hy uit dit gestop en dit aan 'n persoon gaan help. Dit was Ian. Ian het 'n lus vir die lewe gehad en hy het die meeste daarvan gemaak. Ek het al maar baie keer gesê, ek dink hy het die energie van seker 10 mense gehad.
energie vanaf gekry, weet ek nie, maar hy het dit gehad. En hy het dit met ywer alles aangepak. Met liefde. Hy was lief vir jag. Hy was lief vir kamp. Veral vir visvang. Dit is waar ek en hy die passie gedeel het. Veral Namibië. Namibië was baie na aan sy hart. En ons die voorreg gehad om 'n paar keer daar saam vis te vang. En ook net stil te raak teen die waters. En in dieselfde asem moet ek nou glimlag, want ons het so baie planne gemaak, visvang en kamp, en ons was gedurig besig om gadgets te maak en te koop en te doen om dit vir ons lekker te maak. En ons het heel jaar daaroor gepraat en uitgesien na die volgende kamp en die volgende visvang. Iets van Ian wat ek nooit sal vergeet nie. Hy is die enigste mens wat ek van weet dat 'n Toyota bakkie kon pak met 'n Transkei bus kan kry. Ek kon dit doen. Dit was Ian. Ek was al op baie begrafnisse. Nou hoor ek hoe die persoon opgehef word. Hoe daar so goed gepraat word van die persoon. En ek glo julle almal dieselfde. En dan wonder ek, is ek op die regte begrafnis? En die ook ken ek nie eintlik nie al die goeie dinge nie. Maar julle weet en ek kan julle verseker, julle is vandag by die regte begrafnis. Die persoon van wie ek hier praat is hier. Jan was lief vir sy mense en hy was lief vir sy Here. En die drie dinge wat by my uitgestaan het by hom was sy vrygewigheid, sy goedhartigheid en sy opregtheid. Dit het ons almal ook belewe. Maar Prediker het ook gesê, daar's 'n tyd vir alles. En dit is nou tyd vir ons geliefde Ian om huis toe te gaan. Ek weet, ons put vrede daaruit, ek weet waar hy is. Jan laat 'n leemte in elkeen van ons harte, 'n groot leemte in elkeen van ons harte. En ons gaan hom mis. Ek gaan hom mis. Maar weet waar hy is. En ek gun hom sy rus en sy vrede by die Hemelse Vader. En ek wil hê ons moet elkeen in die toekoms hom onthou met 'n glimlag op ons gesigte. Dit is wat Ian so wil gehad het. Rustig, my vriend. Rustig. Die familie het ook vir my gevra om bedankings te doen vanmôre. Ek gaan meneer die geleentheid om dan 'n paar mense te bedank. Eerstens wil ek sê baie dankie aan almal wat vanmôre hier is.
deur die familie. En baie dankie vir wat julle vir Ian beteken het. Ons weet elkeen het 'n aandeel in Ian se lewe gehad, as om julle vandag hier is. Baie dankie daarvoor. Julle het sy lewe beter gemaak. Baie dankie ook aan elkeen se bystand aan die familie in hierdie tyd. Dan baie dankie aan Ruben Kane vir haar hulp en versorging tydens Ian se siekbed. Dankie vir die bystand wat jy aan Christeline en die kinders gegee het, ook in hierdie tyd. Dit word opreg. Dankie aan Dr. Milan en personeel, en veral aan Paus. Dankie ook aan Dr. Annandale, wat hom behandel het. En ons sê ook baie dankie aan Lifeway Hospitaal, personeel, vir hulle versorging vir Ian. Dankie ook aan almal wat die nodige gedoen het, nog gaan doen, op die waardige manier waarop hulle taak uitgevoer het. Dankie vir oom Jors wat die saal reg gekry het. En Louis wat die klankwaarte en Pieter wat die video opneem. Baie dankie. Besonderse dankie ook aan Redelinghuis se gemeenskap vir die voorsiening van die verversings wat na die diens gegee gaan word en ook vir MC die behartiging en die koördinering daarvan. Wat deurlik ook opreg. Dan baie dankie ook aan die Swanepoel, vir die pragtige boodskap. Baie dankie vir dit regtig. Dankie. Dan wil die familie ook opreg dankie sê aan Christeline, na haar kinders vir hulle bystand in hierdie tyd. Ons medelee is ook met julle. Almal sê baie dankie vir die liefde wat jy vir Ian gegee het. Paar jaar wat jy die lewe saam met hom gedeel het. Baie dankie vir die besonderse plek wat jy in sy lewe ingeneem het. In die tyd toe jy oor gehad het. Vir jou liefdevolle versorging. Baie dankie daarvoor. As ek dalk iemand uitgelaat het, dan vra ek nederig om verskoning. Maar dankie aan almal wat 'n aandeel gehad het aan Ian se lewe. Dit word opreg waardeer. Baie dankie. Ja, dit is nogal so, mense sit partykeer by 'n diens en dan dink mens, is dit regtig die persoon gewees. Want hy sou regtig vir Ian geken het. So kom jy by die kerk gekry waar hy krag gewerk het, dat ons dadelik begin praat oor sy trip in Namibië en ek was altyd so welkom in die huis gewees. Dan Christeline wou ook nog nooit dat huis toe gaan sonder dat hy nog iets geëet het. So baie dankie ook vir julle verwelkoming en 'n gasvryheid en 'n liefde. Geliefdes, die van ook gevra of ons asseblief dan nou kan afsluit met lied 464, O Heer my God, en dit is my so 'n mooi lied en so gepas. Geliefdes, kom ons staan, dan sing ons hierdie lied saam en dan bly ons staan vir die seën.
die werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe wie dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister, rasse, stroom en wind. Hoe hierdie son verklein, vergroot, vir alles. En kies op dag na dag vir my kind. Dan moet ek juist my redder en my God. Hoe groot is liefde, hoe groot is liefde, aan deur die hele skepping bestaan. Hoe heerlik eer die grote U sien waar mens in ons gebroke wêreld kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding op vir my. U maak ons deel van al die grootse werke. U laat ons bid, hier dat U ryk mag kom. En al die weer in heerlikheid op wolke. Mag U verbonden met U eiendom. Dan moet ek juist my redder en my God. Hoe groot is liefde, hoe groot is liefde, aan deur die hele skepping bestaan. Hoe heerlik eer die grote naam. Dan moet ek juist my redder en my God. Hoe groot is liefde, hoe groot is liefde, aan deur die hele skepping bestaan. Hoe heerlik eer die grote Geliefdes, so mag ons ook die Here loof en prys, selfs in lewe en dood. Ontvang die seën. Mag die Here se troos ons harte vul. Mag sy vryheid ons in hierdie tyd dra. Mag sy vrede en sy hoop ons standvastig hou. Mag sy sekerheid ons sekerheid wees, dat sy beloftes waar sal word. Die Here se seën rus op elkeen van ons. Amen. Dankie geliefdes, die familie nooi julle nou om iets kuier, die koffie te drink en iets te eet. Soos wat julle mekaar herinner mekaar aan die goeie dinge